So, kom ons gaan terug na ons twee Griekse woorde. Ginosko en oida. Nou, ginosko praat van ervaar. Oida is aanvaar. Ginosko is ken. Dis so diep soos Yada ken. Oida is kennis. So ons sit met 'n klomp kennis, maar die Here wil nie hê ons moet kennis oor hom hê nie. Hy wil nie net kennis hê van John nie, van Marius nie, van Rudy nie. Hy wil jou ken, hy wil daai diepe ken hê. Jesus staan op en hy sê daar op 'n stadium julle weet daai skrifgedeelte man in iets wat nie een van ons wil hoor ooit eendag nie, is dat hy vertel van die ouens wat nou kom en hulle sê maar Here, ons het in U naam het ons duiwels uitgedryf. Hy sê daai laaste dag, Here, ons het in U naam het ons mense genees en duiwels uitgedryf. Hy sê gaan weg van my af. Ek het jou nie geken nie. Wat? Daai woord wat hy daar gebruik is ginosko. Ek het jou nie geginosko nie. Ek het jou geoida. Ek het geweet van jou, want jy het geweet van my. Maar daar was nooit 'n ken. Ons het mekaar nie geken nie. Hy sê daai dag, jou kennis, soos wat Rudy vanoggend gesê het, gaan vir jou niks beteken eendag nie. Niks. Dit gaan nie oor kennis nie. Ons sit op kennis vas. Kennis is belangrik, maar kennis is net belangrik as dit in ken omdraai, volgens die woord van God. Miskien op skool is kennis goed. Jy gaan 'n matrieksertifikaat kry. So moet nou nie julle kinders, druk julle ore toe, maar hulle is aan, Hanno druk jy ore toe. Kennis is regtig belangrik. So jy moet leer pel. Maar kennis beteken vir jou in die koninkryk van God niks as dit nie in 'n verhouding met hom, die een wat kennis is, omdraai nie.